Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 21ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê SANW sukkel met hulle begroting. Jou volle storie is hier. Misdaadstatistiek, 10 moorde in Mfuleni. Rusland en China smee bande. SASSA kry 293 miljard rand. Capitec vier 25 jaar in Suid-Afrika. Die Stormers en Cardiff Rugby speel Saterdag teen mekaar in 'n VRK-wedstryd. Angie Motshekga het gesê die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sal sukkel om sy volle mandaat uit te voer met die huidige begroting wat aan die departement toegeken is. Sy het tydens die verdediging van die 2026-2027 verdedigingsbegroting in die parlement gewaarsku. Groot verskil is tussen wat van die SANW verwag word en die geld wat beskikbaar is. Volgens Motshekga is die SANW verantwoordelik vir grensbeheer, misdaadbestryding, saam met die polisie, vredesendings, beskerming van Suid-Afrika se lug, land en seegrense, asook hulp tydens rampe en noodsituasies. Sy sê die begroting van ongeveer 57 miljard rand is nie genoeg om al hierdie take behoorlik te kan uitvoer nie, veral omdat meer as 37 miljard rand reeds aan salarisse bestee sal word. Motshekga het verder gesê, daar is 'n voortdurende wanbalans tussen die SANW se mandaat en die beskikbare fondse. Sy het die parlement gevra om meer geld aan verdediging toe te ken, sodat die weermag sy werk doeltreffend kan doen. Van die groot probleme wat sy uitgelig het, sluit in ou en ondiensbare voertuie, 'n tekort aan werkende helikopters, vervalle infrastrukture, beperkte toerusting en swak instandhouding van vloot en lugmagtoerusting. Die Kaapstadse metropolisie het bekend gemaak dat minstens 10 moorde onlangs in Mfuleni in die Wes-Kaap plaasgevind het en dat die meerderheid van die voorvalle vermoedelik bendeverwant is. Mfuleni bly een van die gebiede in die Kaapstadse metro wat die swaarste deur geweldsmisdade getref word. Polisiedata toon dat Mfuleni saam met Delft, Nyanga en Philippi Oos onder die polisiestasies met die hoogste moordsyfers in Suid-Afrika tel. Volgens veiligheidsowerhede is bende geweld, onwettige vuurwapens en dwelmhandel groot dryfvere agter hierdie geweld in die gebied. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Thembisile Patekile, het vroeër gesê dat bendeverwante moorde in hierdie provinsie steeds baie hoog bly, ondanks verskeie arrestasies van vermeende bendeleiers. Die geweld in Mfuleni vorm deel van 'n groter probleem op die Wes-Kaapse vlaktes, waar gemeenskappe gereeld deur skietvoorvalle en bendeoorloë getuister word. Kenners waarsku egter dat swak polisieering, werkloosheid en die beskikbaarheid van onwettige wapens hierdie situasie verder sal vererger. Die Chinese president Xi Jinping het tydens 'n ontmoeting in Beijing met die Russiese president Vladimir Putin die sterk verhouding tussen die twee lande geprys. Xi het gesê die samewerking tussen China en Rusland is baie sterk en stabiel en dat hulle saamwerk vir 'n regverdige wêreldorde. Putin het op sy beurt gesê die verhouding tussen die lande is op 'n ongekende hoë vlak en dat hulle samewerking baie belangrik is vir wêreldstabiliteit. Die twee leiers het onder andere gepraat oor energie, samewerking soos olie en gas, handel tussen die lande en internasionale konflik en wêreldpolitiek. Die besoek kom op 'n tyd van spanning in die wêreld, veral weens die oorlog in Oekraïne en spanning tussen die groot moondhede. China en Rusland sê egter, hulle verhouding bly baie sterk en hulle wil dit verder uitbrei. Kenners sê die twee lande werk al hoe nouer saam, maar China probeer ook versigtig wees om nie te diep in konflikte betrokke te raak nie. Die Suid-Afrikaanse Agentskap van Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, gaan na beriggewing ongeveer 293 miljard rand ontvang om maatskaplike toelaas aan behoeftige mense uit te betaal. Hierdie geld sal na verwagting aan meer as 18 miljoen mense in Suid-Afrika uitbetaal word. Die fondse word gebruik vir verskeie toelaas soos ouer pensioentoelaas, kindertoelaas, ongeskiktheid toelaas en ander vorme van maatskaplike ondersteuning. Regeringsamptenare sê die doel is om die arme huishoudings te help om basiese lewenskoste te kan help dek, veral in 'n tyd van hoë lewenskoste en werkloosheid. Sommige oppositiepartye het egter kommer uitgespreek oor hierdie groot bedrag. Hulle waarsku dat daar streng beheer en toesig moet wees om korrupsie, bedrog en misbruik van staatsfondse te voorkom. Hulle sê SASSA het in die verlede reeds uitdagings aanvaar met administrasie en betalingsstelsels en daarom moet elke rand noukeurig gemonitor word. Die Capitec bankgroep in Suid-Afrika vier vanjaar sy 25ste bestaanjaar en sê hy het oor die jare gegroei tot een van die land se grootste en mees gebruikte banke. Die bank het bekend gemaak sy jongste finansiële resultate baie sterk is
Vir die jaar tot einde Februarie 2026 het Capitec 23% gegroei in verdienste, ongeveer 16,8 miljard rand se wins gemaak, sy aktiewe kliëntebasis laat groei tot meer as 25 miljoen mense en 'n opbrengs op ekwiteite van 31% behaal. Capitec sê die groei wys dat meer Suid-Afrikaners se eenvoudige en laagkoste bankdienste gebruik, veral deur die Capitec Bank app en digitale dienste. Finansiële kenners beskryf die resultate as sterk en volhoubaar met konstante groei oor verskeie jare. Die bank het ook sy dividend aan aandeelhouers verhoog. Sommige mense en politieke partye waarsku egter dat die vinnige groei van groot instellings soos Capitec Bank gepaard moet gaan met streng beheer en deursigtigheid om enige moontlike misbruik of finansiële risiko's te kan voorkom. Die samevatting is dus, Capitec se 25 jaar word dus gekenmerk deur vinnige uitbreiding, groot kliëntegetalle en sterk finansiële prestasies, maar ook deur voortdurende gesprekke oor hoe finansiële instellings reg bestuur en gemonitor word in hele Suid-Afrika. Kiberkrakers teiken al hoe meer mense in Suid-Afrika. Hulle probeer mense se geld, wagwoorde en persoonlike inligting steel deur die internet te gebruik. Baie mense kry vals e-posse, SMS'e of WhatsApp boodskappe wat lyk of dit van 'n bank afkom of van 'n winkel of van 'n bekende maatskappy. Die kiberkrakers probeer om mense te flous en op skakels te druk om hulle bankbesonderhede en wagwoorde aan hulle te gee. Sommige kiberkrakers sluit selfs rekenaarstelsels toe met virusse en vra dan geld om dit weer oop te maak. Kenners sê Suid-Afrika word baie meer deur kibermisdadigers geteiken as voorheen. Banke, besighede en staatsdepartemente en gewone mense kan almal slagoffers word. Mense word gewaarsku om sterk wagwoorde te gebruik, nie onbekende skakels oop te maak nie, versigtig te wees vir vals boodskappe, nie bankbesonderhede vir vreemdelinge te gee nie, hulle selfone en rekenaars veilig en op datum te hou. Kenners sê mense moet baie versigtig wees wanneer hulle die internet gebruik. Die Padongelukkige Fonds het bekend gemaak dat eise deur onwettige buitelandse burgers die fonds bykans 400 miljoen rand gekos het. Die fonds sê baie mense wat nie wettig in Suid-Afrika is nie, het tog eise ingedien na die Padongelukkige Fonds. Die Padongelukkige Fonds betaal gewoonlik geld aan mense wat beseer word of familielede verloor in motorongelukke. Nou is egter kommer dat sommige eise moontlik onwettig of vals kan wees. Die fonds sê streng ondersoeke word nou gedoen om seker te maak dat net wettige en regte eise uitbetaal word. Daar is ook oproepe dat die stelsel beter beheer moet word om bedrog en misbruik te stop. Sommige politieke partye en organisasies Suid-Afrika se belastingbetalers kan nie aanhou betaal vir groot bedrae geld wat moontlik verkeerdelik geëis word nie. Ander meen weer dat elke persoon wat in ongeluk beseer word, steeds menslik behandel moet word terwyl ondersoeke verder gaan plaasvind. Die afrigter van die Springbok vrouespan, Swys de Bruin, het Anathi Tolo as die nuwe kaptein van die span aangewys vir die 2026 Rugby Afrika Vrouebeker in Nairobi in Kenia. Die toernooi vind van 23 tot 31 Mei plaas en Suid-Afrika gaan teen Uganda, Madagaskar en die gasheerland Kenia speel. Tolo wat ook vir die Bulls Daisies gespeel het reeds ervaring as kaptein en word beskou as een van die leiers in hierdie span. Die Springbok vrouespan gaan hulle titel verdedig nadat hulle verlede jaar die toernooi gewen het. Die afrigter Swys de Bruin sal nie saam na Kenia reis nie, maar sal in Stellenbosch agterbly om met ander spelers aan voorbereidings te werk. Die assistent-afrigters sal die span in Nairobi lei. Die Suid-Afrikaanse tennisspeler Lloyd Harris het gister teleurstelling beleef toe hy nie daarin kon slaag om Franse Ope te kwalifiseer nie. Harris het in die kwalifiserende ronde teen die Italiaanse speler Andrea Pellegrini gespeel. Die Suid-Afrikaner het goed begin en die eerste stel met 6-3 gewen wat gewys het hy's gereed vir die uitdaging. Pellegrini het egter daarna beheer van die wedstryd oorgeneem, uit die tweede stel gemaklik met 6-0 gewen en Harris onder groot druk geplaas. In die derde en beslissende stel het die Italianer weer sterk gespeel en het met 6-3 gewen om die wedstryd in sy guns te beklink. Die nederlaag beteken Harris sal nie vanjaar in die hoofdeel van die Franse Ope in Parys kan speel nie. Dit is 'n terugslag vir die Suid-Afrikaner wat hard probeer terugkeer het na sy beste vorm na verskeie beserings die afgelope paar jare. Die Franse Ope is een van die grootste tennistoernooie ter wêreld en word op kleibane gespeel, waar dit vir baie spelers 'n moeilike uitdaging sal maak. Wêreldatletiek het bekend gemaak dat Rusland en Belarus in sekere internasionale sportsoorte weer onder hulle eie landsvlag mag deelneem. Dit beteken sportlui van Rusland en Belarus sal weer hulle lande se vlag, volksliedere en nasionale klere by sommige internasionale byeenkomste mag gebruik. Die besluit kom nadat baie sportorganisasies hulle in 2022 verban het na Rusland se inval in Oekraïne. Die verandering geld reeds in sekere sportsoorte soos gimnastiek en watersport.
Daar is egter steeds verdeeldheid oor hierdie besluit. Sommige lande en sportliggame ondersteun die terugkeer van Rusland en Belarus. Hoewel sekere sportsoorte nou die twee lande weer toelaat, hou ander organisasies steeds streng verbodsbepalings in plek. Wêreldatletiek het byvoorbeeld aangedui dat hulle nog nie die verbod op Russiese en Belarusse atlete in atletiek sal ophef nie. Die Ecuadoriaanse jaar Jonathan Narvaez het gister in die 11de skof van die Giro d'Italia gewen na 'n sterk vertoning in 'n moeilike bergrit tussen Porcari en Chiavari. Narvaez was deel van 'n sterk ontsnapping, 'n klein groep voor die peloton wat die meeste van die dag voorgeloop het. Die laaste deel van die skof was baie taai met klim en vinnige afdraandes waar die groep uitmekaar laat val het. In die laaste kilometers het Narvaez en die Spanjaard Eric Mas saam weggebreek. Toe in 'n sprint geëindig waar Narvaez net sterker was en die wenstreep eerste oorgesteek het. Dit was sy derde skofoorwinning in vanjaar se Giro wat wys hy in 'n goeie vorm is. Die algemene leier van die wedren het egter onveranderd gebly, wat beteken die stryd vir die plek vir die pinktrui gaan voort in die volgende skofte. Daar is weer groot onduidelik en frustrasies oor kaartjies vir die Springboktoets in Nieuweland DHL stadion in Kaapstad. Baie ondersteuners kla dat dit moeilik is om die regte kaartjies te kry of dat hulle nie seker is waarom dit veilig te koop nie. Sommige mense is bang vir bedrog of vals kaartjies of nie amptelike webwerwe verkoop. Dit kan lei tot mense wat geld verloor of by die stadion weggewys sal word. Die rugby-owerhede waarsku ondersteuners om net amptelike kanale te gebruik wanneer hulle kaartjies aankoop, soos die Springbok of stadion se amptelike kaartjie webwerwe. Die DHL Stormers kom die komende naweek in 'n belangrike kwart eindstryd teen Cardiff Rugby in die VRK wedstryd te staan. Die wedstryd is baie belangrik omdat dit 'n do or die situasie is. Dit beteken die span wat verloor is uit die kompetisie en die wenner beweeg na die halfeindrondes. Dit bring hulle ook 'n stap nader aan 'n moontlike plek in 'n eindstryd in die VRK. Die Stormers het deur die seisoen gewys dat hulle sterk kan speel al wanneer hulle tuis is en hulle vaste spelplan uitvoer. Hulle sal probeer om hulle voorspelers se krag te gebruik in die vaste fasette soos scrums en lynstande, terwyl die agterlyn sal probeer om vinnige aanvallende hardloop rugby te speel. Cardiff Rugby is egter 'n gevaarlike span wat bekend is vir sy harde verdediging en fisieke spel. Hulle gee nie maklik punte weg nie en kan 'n groot wedstryde baie druk op opponente plaas. Die Stormers sal dus goed moet begin en dissipline behou. Foute kan hulle duur kos in so 'n uitspelwedstryd. Die ondersteuners hoop dat die span hulle ervaring kan gebruik om kalm te bly onder druk en deur te druk na die volgende uitspelronde. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1427, Polokwane 921, Lephalale 1125, Mbombela 1125, Mahikeng 1223, Pretoria 1122, Johannesburg 1120, Ermelo 419, Kalahari 1628, Gaborone 1325, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 923, Durban 1725, Port St Johns 1524, Pongola 1427, Maputo 1826, Bethlehem 417, Bloemfontein 1820, Alwal Noord 821, Welkom 921, Vryburg 1123, Kimberley 1224, Appington 1526, Prieska 1425, Springbok 1022, Karasburg 1627, Keetmanshoop 1628, Mariental 1628, Alexanderbaai 1621, Brandvlei 1325, Loederitsbaai 1421, Vredendal 1527, Kaapstad 1522, Sutherland 712, George 1321, Jeffreys Bay 1421, Geberra 1422, Grafreinet 1819, Kapogelas 1419, De Aar 1121, Molteno 517, Beaufort Wes 1019, Oos-London 1520, Mabalane 16 en 29 grade Celsius in die middag. 'n Verkorte weerberig per provinsie vir vandag. Gauteng koel tot matige dag met sonnige toestande. Die Vrystaat koue oggend met ligte ryp moontlik op plekke. Die Noordwes provinsie gedeeltelik warm en droog. Limpopo warm toestande word in die noorde verwag. In Mpumalanga koel oggende gevolg deur sonnige weer. KwaZulu-Natal warm langs die kus met sagte winde wat sal waai. Oos-Kaap koel tot matig met gedeeltelike bewolkte toestande word langs die kus verwag. Die Wes-Kaap koel en vars met matige wind langs die suidkus. Die Noord-Kaap provinsie
warm en droog oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Die algemene vooruitsig, koue oggende word oor die binneland verwag met warmer middagtemperature in die noordelike en westelike gedeelte van Suid-Afrika. Sonnige en droë toestande sal in die meeste streke vandag voorkom. Die markaanwysers vir vandag lyk so: die rand verhandel teen R16.45 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R22.12, die euro verhandel teen R19.14, die Australiese dollar kos R11.78, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,960 per fyn ons, palladium kos $1,378, die prys van goud is $4,546 per fyn ons, silwer per fyn ons is $76.04, Brent olie per vat is $111.28. Gedagte vir die dag: moenie moed verloor hoe stadig jy vorder nie, solank jy aanhou beweeg, is jy reeds nader aan jou doel as gister. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.